Ons gaan vanoggend 'n baie bekende gedeeltetjie saam lees. Lukas 15 vanaf vers 11. En die opskrif van die gedeelte, die gelykenis van die verlore seun. Lukas 15 vanaf vers 11. Ons gaan die hele gelykenis saam lees en ons gaan ook na die hele gelykenis kyk vanoggend. Maar ons gaan dit doen nadat ons ook eers saam ons Here in aanbidding en gebed genader het. So ek vra broers, as verbondshoofde van u huis, kom ons staan en dan ons almal as kinders van die Here, kom ons buig voor ons Here in afhanklikheid. Almagtige God en ewige Here, op so 'n heerlike geleentheid, 'n doopsoggend, wil ons saam met Dawid bely, die Here is ons lig en ons heil. Die Here is die toevlug van ons lewe. Dit wat ons van die Here begeer, dit sal ons soek, dat ons al die dae van ons lewens mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Dit is natuurlik ook ons hoop vir hierdie diens, om in u lieflike teenwoordigheid u woord in u wil te ondersoek en te aanskou. Daarom vra ons u om ons harte ook gereed en reg te maak vir die prediking, soos wat u ons ook 'n hart gegee het wat nie meer soek na die sonde nie, maar gevul is met die vrede. 'n Hart wat saam met Dawid sing, soek die aangesig van die Here. Here, dan is dit ook net reg dat ons vanoggend uit die diepte van ons harte vir u sal dankie sê vir die reën. Genade wat ons so onverdiend ontvang. Want u onderhou elke ding. U sorg vir u kinders. U bewaar u kerk. U is betrokke elke oomblik van elke dag. En daarom bid ons ook en vra dat u hulle sal seën wat verjaar die komende week. En dat u hulle sal sterk wat op hierdie stadium deur beproewinge gaan. Ons dink aan meneer Jan en oom Mike en oom Henny. Here, ons dink aan oom Piet en tannie Rita en sê ook daar al vir u dankie. Ons dink aan Jopie en Frikkie. Ons dink aan oom Skalk. Here, wat 'n voorreg om hierdie dinge te kan vra en te kan weet u nooi ons uit om dit wat op ons harte lê aan u voete te bring. En daarom aan u alleen kom toe alle dank, alle lof, alle heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ek lees vir ons voor Lukas 15 vanaf die 11de vers. Hy het ook gesê, 'n man het 2 seuns gehad. En die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie dae daarna nie, het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land. En hy het begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg. En die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet. En niemand het dit aan hom gegee nie.
Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maak my soos een van u huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel, en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan en gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete. En bring die vetgemaakte kalf en slag dit en laat ons eet en vrolik wees. Want hierdie seun van my was dood en het weer lewende geword. En hy was verlore en is gevind. En hulle het begin vrolik word. En sy oudste seun was in die veld en terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy musiek en beerdsange. En hy roep een van die diensknegte na hom toe en vra wat dit beteken. Die sê toe vir hom, die broer het gekom en die vader het die vetgemaakte kalf geslag omdat hy hom gesond teruggekry het. En hy het kwaad geword en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom, maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien u so baie jare en ek het nooit u gebod oortree nie. En vir my het u nooit 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Maar toe hierdie seun van u kom wat u goed met hoere deurgebring het, het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my en al wat myne is joue. Ons moet tog vrolik en bly wees want hierdie broer van jou was dood en het weer lewende geword. En hy was verlore en is gevind. Ons lees net tot sover volgens saam. My broers en susters, 'n paar dae gelede, eintlik presies 'n week terug met Hervorming Sondag, het ek met julle gepraat oor waar die hervorming vandaan gekom het en spesifiek ook die rol wat Martin Luther, 'n voormalige Rooms-Katolieke priester, daarin gespeel het. En ek het vir julle begin deur te verduidelik die innerlike wroging wat Luther deurgegaan het. Hy het al die wette en die reëls van die geloof getrou nagekom, soos wat die Romeinse kerk dit geleer en verwag het. Maar nog steeds het ons vir mekaar gesê het hy hierdie innerlike wroging gehad. Iets was nie reg met dit wat die Romeinse kerk geleer het nie. Sy gewete het hom gepla. Hy kon nie vrede vind in sy gemoed nie. Ek het julle gewys op 'n ander teoloog se beskrywing van die worsteling waar hy sê vir maande, jare lank het hy geworstel omdat hy gevoel het dat hy nooit die hoë eise van die Bybel eenvoudig kon aan voldoen nie. Hy het gevoel hy kon net nie van sy sonde ontslae raak nie. Tydens sy worsteling, en dit het ek nie vir u gesê nie, het Luther bely dat dit vir hom gevoel asof hy kontak verloor het met Christus, die verlosser en trooster. En dat hy van hom 'n tronkbewaarder en laksman van die siel gemaak het. Op 'n keer toe Luther in een van hierdie wroginge gesit het, toe hy gespook het met hierdie vraag, hoe kan ons betaal vir ons eie sonde? Toe neem hy 'n stukkie bordkruit en hy skryf oor sy tafel, Ich bin getauft. Ek is dan gedoop.
Luther kon nie die aflaatstelsel, die boetedoening, by die belofte van die doop bring nie. En hy het daar gesê, maar hoe kan dit dan so werk? Ek is dan gedoop. Jy sien, die doop was 'n groot deel van dit alles wat aanleiding gegee het tot Luther se verweer teen die Romeinse kerk. Want op grond van die betekenis van die doop het hy gewys, hierdie dinge wat die Romeinse kerk leer, die boetedoening, die aflaatstelsel, kan nie Bybels wees nie. Op grond van die betekenis van die doop het Luther staande gebly deur die grootste en moeilikste van aanslae. Nou, broers en susters, hoe moet ons dit dan verstaan? Sodat ons net soos Luther daardie vastigheid kan vind in die wete, ons en ons kinders is gedoop. Wat beteken die doop vir ons? Die belydenisskrifte leer ons, die doop is 'n teken en 'n seël. Teken is iets wat na iets anders wys. 'n Seël is die waarborg van dit waarna dit wys. En vanoggend wil ek dit graag vir julle 'n bietjie duideliker maak aan die hand van die gelykenis van die verlore seun, sodat ons almal ook die wonderlike diepte van die betekenis van die doop kan besef, soos wat Luther ook gedoen het in van die moeilikste tye van sy lewe, dat ons ook kan terugval op daardie belydenis: ek ben getauft, ek is gedoop. Nou, die gelykenis van die verlore seun, is ek seker is een wat ons almal baie goed ken. En as ek seker is ook al menigte male van hierdie kansel afgepreek. Broers en susters, in hierdie gelykenis, tussen al die ander waarhede, is daar vir ons 'n waarheid opgesluit wat direk spreek tot wat die doop vir verbondskinders beteken. Nou, die verlore seun het in 'n huis groot geword saam met sy familie, en hy het al die voorregte geniet van seun van die huis wees. Alhoewel hy nie die oudste was nie, was dit wat hom toegekom het steeds baie. Hy het ook die verwagting gehad van 'n stewige erfporsie wat na sy kant toe sou kom die dag wat sy pa oorlede is. En eintlik kon die man maar net rustig sy lewe leef sonder om verder bekommerd te wees oor wat die toekoms vir hom sou inhou. En so kom God na sy kinders, en deur die doop beloof hy dat vir sy kinders so 'n wonderlike en 'n ewige erfporsie weggebêre is vir die dag wat ons hierdie lewe verlaat. Vir elkeen van God se kinders is dit 'n sekerheid. Iets wat vir ons wag. Maar nou lees ons wat het die verlore seun gedoen. Hy het aangedring op daardie porsie terwyl sy pa nog geleef het. Met ander woorde, dit wat hom nog nie toegekom het nie, wou hy hê. Op die einde van die dag is hy van sy pa se huis weg met alles wat hy gereken het syne was. Ons weet uit die aard van die saak het die erfporsie nie lank gehou nie. Vir 'n wyle het die man geleef soos 'n koning, gemaak wat hy wil, gedoen wat hy wil, gekoop wat hy wou, sonder om oor die dag van môre te dink of te kommer. En toe hy sy oë uitvee,
toe was die geld op en sy weelderyke lewe op 'n einde. Saam met die varke moes hy skrob om te oorleef, moes hy maar vat wat na sy kant toe geval het, want ander opsies was daar nie meer vir hom nie. Die opsies wat hy gehad het, die vooruitsig wat hy gehad het, dit het hy alles verspeel in sy gulsigheid, sy spandabelrigheid, die eie ek. En mense ten diepste is dit presies wat ons ook so maklik, so vinnig doen. Die doop sê vir jou dat jy God se erfgenaam is as hy jou Vader is. Maar van nature wil ons ook ons erfenis verkoos, net soos wat die verlore seun gedoen het. Van nature is dit maar 'n sondige inslag wat ons het. Ons wil leef vir onsself, besluit vir onsself, doen vir onsself, sonder om ons Vader, sonder om ons Skepper te ken. En wat het toe verder gebeur? Die verlore seun het besef, hy kan nie so aangaan nie. Hy het opgestaan en hy het teruggegaan na sy vader se huis. En toe hy daar aangekom het, sy vader hom weggejaag vir dit wat hy die familie gekos het. Nee. Nie eens amper nie. Ons lees sy vader het hom omhels en vir hom 'n fees voorberei van net die beste. Die huis was verheug oor die terugkeer van die seun wat verlore was. In die huis van sy vader het hy weer gedeel in al die voorregte, die erflating wat sy vader vir sy kinders bewerk het. Dit is die belofte van die doop. Dit is die teken, of die doop is die teken en seël van die belofte. God sê met die sluiting van die verbond, luister na my stem, dan sal ek vir julle 'n God wees. En julle sal vir my 'n volk wees. En daarom die versekering dat elkeen wat in Christus na hom luister en in hom glo, word gereken as een van sy kinders. En as een van sy kinders, beteken dit dat ons volgens sy belofte erfgename van die Vader is. Petrus verduidelik hierdie saak ook so mooi tydens een van die mees bekende preke wat hy gelewer het. En hierdie spesifieke preek was op Pinksterdag gerig op die Jode wat almal al die besnydenis, die belofte van die verbond ontvang het. Nou dis die mense wat Christus gekruisig het. En nou roep Petrus hulle om hulle tot Jesus te bekeer. Hy sê, julle moet erfgename word van die Vader deur die Seun. En daarvan is die teken, die belofte, die doop. Dit is die offisiële dokument van die erfenis van 'n gelowige waarmee ons hierdie wêreld moet binnegaan. Handelinge 2 vanaf vers 38 en Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Die belofte wat die Here gemaak het aan Abraham
met die teken van die ou verbond, die Ou Testament. Met hom, sy kinders en die volk wat gevolg het, waarvan die besnydenis die teken was. Vervul in ons Here Jesus Christus, waardeur ons vandag ook as nageslag van Abraham, volk van die Here, kinders van God, gereken word, met die teken, die belofte, die doop. Nou soos by enige testament, is daar nie alleen 'n erfenis wat beloof word nie, maar is daar ook voorskrifte van hoe hierdie erfenis hanteer moet word. En God gee nie die belofte sonder die eis van geloof en bekering nie. Maar let mooi daarop, dis altyd eers die belofte en dan die eis van geloof. So die belofte is nie afhanklik van die mens se gehoorsaamheid nie, maar andersom. Die gehoorsaamheid, die geloof, bekering is gegrond in die belofte. So ons moet besef, God het alles gedoen. Hy gee die belofte. Maar hy vervul ook die eise in Christus. En hy skenk dit aan ons op grond van die pad van die mense geloof. So hy doen dit nie buite die mense verantwoordelikheid nie. Dit gebeur op die pad van geloof en bekering, waartoe hy ons roep en wat hy in ons harte bewerk. 'n Groot predikant, daar Assenwil, tref 'n pragtige voorbeeld van hierdie saak. Hy sê, die doop is soos 'n tjek wat God aan die mens uitreik. En hy reik dit vir ons uit met die sakrament. Nou die tjek is nog nie die geld self nie, dis nog nie die betaling nie. Maar dis 'n belofte, dis 'n bewys dat die geld gewissel kan word. Maar wanneer word 'n tjek gewissel? Wanneer die eise van die tjek nagekom word. Broers en susters, net soos die verlore seun, mors ons ook maklik met ons beloofde erfenis. Maklik kies ons 'n ander pad of 'n ander rigting en verlaat ons die Vaderhuis saam met dit alles wat die Vader ons wil skenk. En as ons dit doen, beteken dit wat ons in effek dan doen, as ons ons rug draai, is ons besig om daardie tjek wat in Christus se bloed geskryf is, op te skeur. Want ons mors met die belofte. Of as ons deur die genade tot die besef gebring word, kan ons opstaan en na ons Vader gaan. Hy beloof ons met die doop dat sou ons na hom toe kom, ons die ewige erfenis sal ontvang. Of ons dit nou verdien of nie. Ons is gedoop. Die tjek is geskryf. Die betaling is gemaak. Ons moet dit gaan bank. En daarom is dit so belangrik dat ons as ouers ook die doopbelofte aan ons kinders sal verduidelik. Hulle moet weet van die erfenis wat op hulle wag in die huis van ons Vader. Een erfenis betaal en geskryf in Christus bloed. Gereed vir hulle om in die geloof te gaan bank. Dit is die belofte ook wat ons maak, dat ons kinders sal lei en sal groot maak op grond van dit wat God ons en hulle beloof het. 'n ewige erfenis wat nie
mot of roes kan verniel nie, wat geen dief in die nag kan steel nie. Want soos Luther oor sy tafel geskryf het, ek ben getauft, so staan dwars oor ons lewens geskryf, nie in die ink van 'n pen nie, maar in die bloed van Christus. Ons en ons kinders is mos gedoop. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en ewige Here, Koning, Skepper, Verlosser en Redder. Ons loof en ons prys U heilige naam. Ons buig voor U en ons aanbid U. Ons dank U vir die belofte in bloed, bevestig in die teken van water, verseker vir elkeen wat glo. Here, ons bely, ons was almal verlore kinders. Maar U het ons geroep en het ons genade gevind in ons Here Jesus Christus. Ons dra vanoggend in besonder vir Martin, vir Rina en vir klein Andre aan U op en vra dat U ook U hand oor hulle sal hou en dit die pad sal wees wat hulle stap. 'n Pad altyd terug na die Vaderhuis met die belofte wat wag. Ja, Here, 'n pad van genade en belofte, 'n pad tot verheerliking van U groot naam. Dit wat ons vra, weet ons kan dit nie verdien nie. En vra ons dit daarom in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen.